Goeiedag lieve Christkyk familie, wat 'n voorreg weer om vandag met julle te kuier. Ons kuier mos op die program Encounters, waar ons encounters het met God, met sy woord en met mense. En ek hoop jou week was sover baie geseënd. En ons is hier vandag om net meer value te add en meer blessing vir jou te bring. En ek is so opgewonde dat ek het vandag 'n nuwe skryfster. Ek dink amper sy is nuut. Sy is, en ek gaan nou gou voorstel, voor ek nou vir haar oorgee. Sy is Megan Ann Fredericks. Sy is 'n godvreesende vrou. Onlangs het sy 'n boek uit, of soos ons nou praat, is die boek nou uit. Maar ons gaan 'n bietjie later oor die boek praat. So 'n godvreesende vrou. Sy is die ma van 2 kinders en guess what? Sy is die vrou van die welbekende en beroemde Rafkin Fredericks. Die gitarist, die songwriter. Hy is hier by die Kruiskyk Helderberg of die Helderberg Familiesentrum. Hy is hier ou agter die kameras en is so lekker om vandag met sy vrou hier te sit. Sy is ook 'n certified professional life coach en. So is 'n lang lys. En ek gaan later by al die ander goed uitkom wat sy is, wie sy is, wat sy doen. Maar Megan, wat 'n voorreg om vandag met jou te sit. Ek het vir Megan gesê dat as lekker om 'n boek soos die te promote. Dit is Unlocking the Door No One Can Shut. En Megan, is so lekker om met jou te gesels vandag. Dankie dat jy ingestem het om saam met my op die program Encounters te wees. Vertel ons so 'n bietjie van Megan. Goeiedag pastoor en aan elke kyker daar buite. Dankie vir die geleentheid dat ek hier kon wees vandag. So ja, soos ek gesê het, ek is maar 'n plat op die aarde mens. Ek sien myself nie as amazing of daarbo nie, maar liewer plat op die aarde. Ek glo dat my doel hier op aarde maar eenvoudig is en ja, dit is wie ek is. Yes, en ek gaan saamstem, Megan, Megs. Ek gaan saam met jou stem. As lekker om met so iemand te praat wat gemaklik is. Want jy maak my gemaklik, né? Want gewoonlik is ek baie nervous op die program. Maar in elk geval julle, ons gaan vandag praat oor die boek. Ons gaan oor Megan praat. Megan, ek wil dit vir jou noem en ek het die boek gelees. Ek was versoek om net by die punt uit te kom, by die laaste bladsy van die boek, want ek dink die Engelse woord is heart gripping. Seker die regte woord om te beskryf wat ek geërvaar het. En ek regtig, dit is nie om vir jou nou, soos hulle sê, jam om jou mond te smeer, maar dit is regtig 'n boek. En ek stem saam, mense, jy stap letterlik saam met Megan deur haar kinderjare. En die boek gaan oor haar kinderjare en wat sy experience het. En ons gaan nou daaroor praat, maar ek wil vir julle sê, die is 'n boek wat jy moet kry. En ek dink is 'n goeie tyd van die jaar, Megan, waar ons is besig, maar ons gaan ook 'n bietjie afskaal. En wanneer mens afskaal, het jy 'n goeie boek nodig. Wat jy net 'n bietjie kan breathe, as jy by die beach sit, of jy sit daai laat aan. So, dit is die boek wat jy moet kry. Megan, ek het die boek gelees en ek gaan nou vir jou, ek is al weer versoek om te veel te praat, né? Maar ek het 'n belewenis gehad. Ons gaan nou daarby kom, maar ek het 'n opmerking toe ek jou boek vat en dit was vir my die cover van jou boek, the front cover en wat dit sê, eintlik op die boek het Samos nou Unlocking the Door No One Can Shut, maar daar's daar nou so 'n vrou en daar's 'n sleutelgatjie en dit was vir my like, vertel my 'n bietjie van dit, vertel vir ons van dit. Ja, die boek se voorblad is basies 'n simbolasie van ons lewe, ons alledaagse lewe. Yep. As mens kyk na die voorblad, dan sal jy sien dat daar 'n gang is.
Yes. En die gang verteenwoordig maar net basies ons lewensreis. Dit is nog baie donker aan die kante, maar as jy mooi inzoom, dan sal jy sien dat daar deure is. Daar's 'n hele ry deure wat toe is. Wow. En dit simboliseer basies maar net elke uitdaging en mislukking en hartseer, seer, pyn waardeur 'n mens in die lewe gaan. En baie keer dan voel dit asof jy dinge in die lewe aanpak. En jy was dalk nog so opgewonde of het uitgesien dat hierdie ding vir jou gaan uitwerk. En dan, soos ons dit noem, dan slaan hy deur in jou gesig toe. Dan moet jy omdraai in teleurstelling en jy moet nou deel met die seer. Jy wou nog graag die ding gehad het en jy was half oortuig dat dit vir jou was. Maar dan gaan hierdie deur nou vir jou toe. En baie keer in ons lewe vandag, as ons kyk na jong mense wat hulle CV's gaan ingooi, wat werk gaan soek, mense wat smag na dinge in hulle lewe, en dan werk dit net nie uit hulle kom net nie by die punt uit waar hulle graag wil wees. En dan die groot sleutel gaan verteenwoordig God se volmaakte plan vir ons lewe. En die vrou wat dan na toe stap is eintlik 'n simboliek vir 'n persoon met geloof. 'n Persoon wat aanhou. So ten spyte van die teleurstelling, druk die persoon net deur en gaan net aan met die hoop of met die sinne en die hoop dat daar 'n groter plan voor is. En binne hierdie vrou of hierdie prentjie is nou soos 'n silhouet prentjie, wat dan nou ook sê dat daar is iets daar binne wat groter is as enige iets daar buite. So die sleutel wat nodig is tot God se volmaakte plan vir ons lewe, is al reeds binne in ons. So ons kom deur al die uitdagings, deur al die moeilike tye, en God laat dit toe omdat hy ons prepare vir wat voor is. Sodat wanneer ons nog steeds deurdruk na sy plan toe, na sy wil toe, en onsself sê, daar moet 'n ander way wees, daar moet 'n oplossing wees, daar moet 'n beter plan wees vir my lewe, en jy druk deur, dan gaan jy met dit wat binne in jou is, daai ding kan aanlok. Wow. Megan, ek voel ek kan net die hele dag sit en luister na jou. Man, ek luister na jou en ek word regtig aangegryp. Vir my baie interessante ding wat jy noem van die deure aan die kante, en daarom is dit worthwhile om regtig as 'n mens 'n boek in die hand hou, om regtig deur hy boek te kyk. Ons het gewoonlik die spreekwoord wat sê, don't judge a book by its cover. Maar daar's iets regtig baie interessant. Ek het nou al baie boeke gelees. Ek myself het 'n boek uit. Maar ek moet vir jou sê, die is een van die unieke boeke wat ek nou al my hand vasgehou het. En ek bedoel dit, want ek het nou en ek lyk vir my, ons kan amper die hele sessie net praat oor jou cover, maar ons gaan nie, maar ek kyk toe, ek vat jou boek en ek hou het vas, en ek kyk na die vrou of die persoon, en het lyk asof die persoon is die sleutel, want as 'n sleutelgat, nee? Want daar moet nou sleutel inkom, dat het vir my so voorgekom dat jy as persoon is eintlik ook die sleutel van die deur wat moet oopgaan. En ons weet God in jou, maar ook dat jy's eintlik die sleutel. Dis hoe ek het vir my gevat het, en nog 'n laaste opmerking is, is 'n swart donker gang, sal ek sê, maar die sleutelgat, aan die ander kant is lig. En daai is vir my so nice. Het voel vir my, ek kan heel dag praat oor jou boekcover. Maar anyway, ek het gelees en ek het iets gesien, en ek wil regtig so net so 'n bietjie deur die boek praat, want ek wil graag hê, luisteraars, dit vir 'n oomblik lyk dit asof ek net, I'm consumed by the presence here, because hier's iemand wat 'n ware storie, 'n ware getuienis deel, en dis wil regtig vir jou in 'n mate deur hierdie boek vat. Nie dat jy dit om jouself lees, maar ek wil regtig, ek glo hier gaan 'n boodskap uitkom uit vandag waar ons die onderhoud het. Maar die een van die ander dinge wat ek net wil genoem is, jy noem eers in jou boek onder the power of love. Noem jy van, en ek gaan dit gewoon in Engels quote, your house was like paradise, not because everything was perfect,
but because love made everything feel okay. Ja, daai het my ook tot 'n stilstand gebring. Wat bedoel jy daarby, Megan? Pastoor, as ons kyk na hoe ons huis, ons wonings in vandag se tyd is, Ja, dan is daar maar baie goedjies wat aangaan. Ek vat dit van my eie storie af. As 'n leser verder lees, sal hulle sien dat ek ook maar nie 'n lekker, maar 'n tawwe storie deurgegaan het. yes, Maar voor daai het ek soos 'n taste gekry. Ek noem dit so, ek het 'n taste gekry van die Here af, van wie hy is, van hoe hy is. En ek onthou tot op die ouderdom van omtrent 7 jaar het ek groot geword in 'n huis waar daar liefde was. Ek het nie met my pa groot geword, hy was 'n deel van my kinderlewe nie. Ek het groot geraak met my ma, met my ouma en dan het my niggie by ons gewoon. yes, Nou my niggie was 'n paar jaar jonger as my ma, maar sy was soos niemand anders nie. Sy was regtig waar sy het in plekke gestaan waar sy het in 'n gap gestaan wat ek nodig gehad het. En haar liefde vir my was soos, ek het nie nog vrae gevra waar is my pa, of vrae gevra hoekom is my ma nooit by die huis nie, of daai goed is wat missing was, het ek die vrae oor gehad, van het vir my gevoel asof sy al die gate toegedek het. En op die ouderdom van 7 het sy afgesterf en dit was vir my hartseer geweest, maar dit was nie die dood self nie, maar dit was die feit dat haar presence was net nie meer, die dinge was nie meer dieselfde nie. En dit was toe ek begin voel het, maar my ma staan nooit by die huis nie, of hoekom is my pa nie deel van my lewe nie. So toe sy weg is, toe raak begin dinge vir my sigbaar. So waarvan ek daar verwys is die feit dat haar liefde was vir my soos God se liefde is. Wow. Dit bedek die dinge wat nie reg is nie, wat uit plek is. En dit help meer dit toe, dit maak asof dit perfek is. En alhoewel dit nie perfek is, maar die liefde maak dat alles net okay is rondom jou. Wow. Sure. En dis hoekom het vir my so getref het, want as jy sê, julle huis was soos paradise, nie omdat het perfek was nie, maar omdat liefde het alles okay gemaak. En ek glo, Megan, dat God openbaar sy liefde deur mense. Ja. Luisteraars, julle gaan nou wonder waaroor gaan die boek, en soos wat ons deur die boek gaan ons die beginne verstaan, maar kom ek noem net dit. Het gaan eintlik oor Megan se storie, oor haar, as 'n storie, maar 'n getuienis vandag van, sal ek sê, seer, teleurstelling, maar ook hoop, en waar sy deurgebreek het in die vrou wie God haar gemaak het. My beskrywing is eintlik kom kort, maar ek sê dit in kort waaroor die boek gaan. Dinge wat sy beleef het in haar kinderjare. En soos julle gehoor het dat sy het sonder 'n pa groot geraak. Maar ek wil gou daar wil ek weer inkom waar jy het nie met jou eie biologiese pa groot geword nie. Ek wil 'n bietjie praat oor vaderskap. Ek gaan nou sê hoekom. Toe ek by daai gedeelte kom, Megan, toe lees ek jou boek as 'n pa. En ek lees dit en ek besef die belangrikheid van my as pa en my teenswoordigheid vir my kinders. So 'n mens kan die boek, jy kan dit lees as 'n persoon, jy kan dit lees as 'n pa, jy kan dit lees as 'n kind, die kind in jou word na vore gebring. En dis die mooi van die boek, man. Dit is so baie uniek en interessant. Maar kom ons praat 'n bietjie oor vaderskap. Jou pa was nooit daar nie. Ja. Wat was jou belewenis van dit? Ja, soos ek gesê het, in die begintyd was dit nie vir my, ek het die vraag gehad, want ek het nie geweet wat om te mis, want hy was nie daar nie. Ek het nie die eerste, hoe kan ek sê, die eerste figuur van 'n pa ervaar nie. Exactly. En by dit ook gesê, het ek ook eers 'n oupa gehad, waar ek kon sien dat dit is hoe 'n pa behoort te wees. Soos 'n manfiguur. 'n manfiguur, daar was nie 'n manfiguur in die huis, as ek dit so kan stel. So ek het, aan die begintyd het ek die vraag gehad, maar
'n paar maande na my niggie se sterfte het my ma iemand ontmoet en hulle het getrou en het 'n gesin begin. Ja. En dinge het begin verander. Daar was ander energie in die huis gewees. Baie keer het ek gevoel, okay, of ek het begin sien, dit is hoe 'n pa moet wees teenoor hoe my stiefpa nou teenoor sy kinders was. Yes. Het ek begin sien, dit is hoe 'n pa behoort te wees en dit is hoe wat 'n blydskap dit aan 'n kind se hart doen. En ek was nooit uitgestel by dinge nie. Ek was altyd ingetrek. Hulle het my nooit op sy gesit en gesê ek is die deelie. Okay. Maar daar was altyd 'n gevoel van ek kry nie, dit is so warm soos hulle dit kry nie, verstaan? Yes. En so het ek het altyd daai mentaliteit gehad en altyd daai gevoel gehad en later van stadium het dit begin hand uitdruk of bietjie verander. My stiefpa het 'n bietjie 'n ander kant van hom begin wys en ek het begin voel as my biologiese pa daar was, dan sou dinge nie so gewees het. Toe ek 'n tiener begin raak, het hy baie obsessief begin raak en hy het begin goedjies sê soos ek moet voor hom bad byvoorbeeld en ek moet uit my onderklere gekoop en dan moet ek dit nou aantrek en dan moet ek nou vir hom wys of dit pas en sulke tipe van goed en as ek geweier het en dan was dit altyd 'n kwessie van ek kan vaar hom nie as 'n pa nie en dit het begin 'n guilt by my los want ek het gevoel ek begin die huishouding omkrap net omdat ek nie wil hom aanvaar as 'n pa nie. Sure. En ek dink dat in 'n vader se afwesigheid is iets soos dit amper, dit raak amper iets normaal in vandag se tyd om te gebeur. Waar iemand met verskeie agendas advantage vat van 'n kind wie se pa nie teenwoordig is. En dit het natuurlik dinge in die huwelik veroorsaak en later het dit vir my gevoel asof dit my skuld is dat die huwelik nie begin uitwerk nie en ander tipe geweld het begin oorvat. Hy het begin my ma abusive raak met my ma en my ma se houding het begin verander. Sy het begin bitter raak. Sy het begin en nie net teenoor hom nie, teenoor my ook. En dit is waar sy weer begin het my een kant stoot. Ek het altyd gevoel sy stoot my een kant, sy gee nie om nie. En haar verwagting vir my en wat ek moet doen was te groot geweest. Ek kan nie daarby uitkom nie. So dit het, ek dink die afwesigheid van 'n pa skep 'n spasie vir die vyand om in te beweeg, om jou identiteit te steel, om vir jou te glo dat jy nie goed genoeg is nie of jy moet werk om iets te beteken vir iemand en daai tipe verwerping ook veroorsaak dat mens net op 'n spasie in jou lewe beland dat jy dit wat jy soek of dit wat jy in jou huis moet kry, ergens anders gaan soek. Sure. Weet jy, Megan, dit is so, ek dink vaderskap is so groot, ons gaan nooit uitgepraat kry oor daai onderwerpie. En wat interessant is in ons tyd nou, ewen terwyl ek en jy nou so praat, is daar net 'n groot bewustmaking en 'n bewustheid wat ek ervaar oor hoe God na die pa toe wys. As ek dit in Engels kan stel, the finger of God is pointing to men. En nie dat dit ooit al anders was nie, want ons weet die man is die eerste persoon. Maar wat ek probeer sê is dat die is so 'n groot onderwerp van pa wees, vaderskap, man te wees in die huis. En ons tyd loop eintlik uit. Ek sou graag wou meer praat oor dit en het iets genoem oor verwerping. Ek sê vir daar soveel goed wat toe ek jou boek optel en lees toe, soveel goed wat ek geleer het en van bewus geword het. En so geliefdes luisteraars, ons sit nou hierso en ons praat oor, ons het nou begin deur hoe God sy liefde aan Megan geopenbaar deur haar niggie in die afwesigheid van haar pa. Maar ons praat ook oor die belangrikheid van vaderskap. En ek wil regtig 'n oproep doen vandag, terwyl ons nou by die einde kom van vandag, dat ek wil 'n oproep doen, manne, het gaan nie altyd oor perfectionism of, jy weet,
dat alles gaan net perfek wees. Ons gaan as paas perfek wees, maar dit gaan oor die progress wat ons maak. Ek praat van myself, dat soms dan voel ek, yes, like it, man, ek het regtig, ek mis dit nou hierso, of ek het dit gemis met 'n encounter met my kinders, of jy weet, maar die hele ding gaan oor progress. Ek wil regtig 'n oproep doen aan ons manne, aan ons paas, kom ons neem ons plek in. U sal verstaan as ek dit noem en hoe ons gaan praat verder oor die storie van Megan en wat sy ondervind in haar kinderjare. Soos julle kan hoor, is iets wat regtig waar goed wat sy aangehaal het, wat haar stiefpa begin doen het. En ons gaan ons 'n bietjie meer praat oor dit. Ons gaan volgende week ook praat oor verwerping vir Megan. Ek wil oor rejection, ek wil oor dit praat. Maar 'n laaste paar woorde van jou voor ons afsluit, Megan, as jy miskien iets wil noem oor vaderskap. Ek weet jy het nou nie jou biologiese pa gehad nie, maar wat jy ondervind het en 'n boodskap wat jy wil uitbring. Ja, ek sal byvoeg deur te sê dat dit is 'n groot probleem in baie huise vandag dat daar nie 'n vader is nie. Even though dit die mees belangrikste is, want 'n huis het nodig om 'n pa te hê sodat identiteit gevorm kan word en sodat 'n kind safe kan voel en kan weet dat hulle 'n toekoms het. En wanneer hy ontbreek, dan sit ons met 'n generasie wat nie weet wie hulle is nie en hulle weet nie hoe safety lyk nie. Ja. So hy ontbreek altyd by 'n kind. 'n Ander deel wat ook baie belangrik is die ma. Ek weet ook en ek het die ervaring gehad dat 'n ma ook met seer se dalk wat deur die pa veroorsaak is en as gevolg van daai seer sny die ma self die pa uit. Soos keer die pa mag ek kom nie, is hy welkom nie en outomaties kan daai pa nie inkom na sy kind toe nie. So die ma kan ook die kind ontneem van 'n vaderfiguur. Wow. So dit is aan die ander kant ook baie belangrik en uit my ervaring sal ek sê dat wanneer 'n pa ook ontbreek dan is ons, en dit behoort nie 'n backup te wees, dit moet eintlik plan nommer 1 wees, dat ons God se liefde altyd in daai plek sit. En ek dink dit is wat ek probeer sê het oor my niggie se liefde wat ek ervaar het, dat as ons God se liefde daar plaas waar 'n vaderfiguur absent is, afwesig is en God se waardes begin toepas, dan kan ons steeds die kind leer hoe hy sy identiteit kan vorm en hoe hy safe kan voel en hoe sy toekoms kan lyk met God daarin. Wanneer 'n pa ontbreek dan weet jy nie altyd hoe om God se liefde toe te pas, of jy weet nie hoe om 'n vaderfiguur te nader. Maar wanneer jy groot raak met die wete dat dit is goddelik hoe 'n pa se teenwoordigheid moet wees, dan help dit. So ek sal sê waar 'n vaderfiguur ontbreek, moenie sê shame, dis 'n jammerte nie, want dit skep ook iets by daai kind. Ek kan nie dit bereik nie, want ek het nou nie 'n pa gehad, ek het nou nie met my pa groot geword nie. Maar as jy aanhou daai leemte dek met God se liefde, met sy waardes, dan verander dit sake. Ek hou van wat jy sê, Megan, is amper soos 'n flip side of the coin, waar as haar vader ontbreek, dan is daar ook, hoekom ontbreek die vader? Dalk kan dit wees dat die pa uitgestoot het. En is, geliefdes, ons gaan afsluit, maar die is vir my so leersaam, is so informative. En ek glo iemand was vandag geseën deur die onderhoud met Megan en Fredericks. En ons gaan nog 'n hele paar sessies dek. Ek kan nie sê hoeveel, ek kan nie beloof nie, maar ek weet terwyl ek hier sit, dit is asof dit borrel. Ons gaan praat oor rejection, ons gaan praat oor identiteit is 'n groot ding. En dan, hoe moet 'n huis lyk? Daar's so baie goed wat ons gaan ook praat. Maar geliefdes, tot volgende week. Ons bid vir jou en ons vertrou die Here dat as jy deur vandag se program, jy weet, aangeraak was, dan dis 'n nommer op die skerm, kontak ons en ons bid regtig saam met jou. En ons vertrou die Here waar daar seer is, dat God gaan verbind. Ek wil ook net dit noem, ons ek is in Versantekraal in Durbanville en ons
20ste jaar celebration as 'n kerk, as 'n ministry. En ons gaan van die 28ste November, die 29ste en die 30ste, gaan ons 'n hele celebration hê. En ek gaan by volgende week se program, gaan ek meer detail oor dit gee. En as jy in die area is of in naby is vir Santa Clara, ons gaan 'n youth bash hê die Vrydag aan, die Saterdag aan het ons gospel concert en dan het ons die Sondag het ons die celebration service. Maar ek gaan meer van dit sê by ons volgende uitsending, dis volgende week, elke donderdag om 9 uur en herhaling van die program die Vrydagoggend om 11:30. Bly geseën tot volgende week. Amen.